Spreuke 28 vers 13 sê, wie sy oortredings toesmeer sal nooit gelukkig wees nie, maar wie sy sonde bely en nooit weer slegte dinge wil doen nie, sal die Here se liefde ervaar. Jesus is ons groot geneesheer, maar onbeleide sonde kan die seëninge van God in ons lewens belemmer. Soos vandag se vers aandui, as ons sondes bedek, kan ons nie voorspoedig wees nie. Om genade te verkry behels 2 stappe. Eerstens moet ons sondes aan God bely en sy vergifnis vra. Die meeste van ons vind hierdie stap die makliker een. Tweedens moet ons sondes laat vaar. Dit is die moeiliker aksie. Bekeer beteken eintlik dat ons so spyt voel oor ons dade dat ons lewe wil verander. Met ander woorde, hartseer en berou bringe gedragsverandering mee. God kan nie ons rebelse ongehoorsaamheid seën nie. Dit sou sy eie karakter ontken. Terwyl God se liefde onvoorwaardelik is, beskikbaar vir almal, is baie van sy beloftes nie. Sy beloftes is nie gebaseer op wie hy is nie, maar op hoe ons op hom reageer. Dink maar aan 1 Johannes 1 vers 9 wat sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. Sy optrede hang af van ons optrede. As ons doen wat hy beveel, beskou hy ons as sy vriende, volgens Johannes 15 vers 14. Exodus 15 vers 26 sê vir ons, dat as ons na die stem van God luister en doen wat reg is in sy oë, sal hy ons genees. Aber Vader, baie dankie vir hierdie lering uit Spreuke en uit Johannes en Exodus. En dankie Here dat U ons op die regte pad sit. Dankie Here dat U woord 'n lig is vir ons pad en 'n lamp is vir ons voete. Ons loof U, ons prys U en ons eer U net vanmôre in Jesus se naam. Amen.